Jesus, dat ons weer 'n klein gedeelte kan terugdring. Daar nog baie werk is wat gedoen moet word, waar die evangelie uit kan gaan, sodat ons kan huis toe gaan. En Here, wil U ook so die lande reg oor die wêreld wil U ook mense se harte aanraak. En wil U ook daar gee dat hulle U woord aan mense sal deel, wil U ook in mense se harte werk om ontvanklik te wees vir die boodskap. Sien die offergawe en gee dat dit daar gebruik sal word waar dit nodig sal wees. My praatjie vanoggend gaan oor wat se tipe kerk is DNA. Nou ek kan ook dink dis 'n snaakse vraag om te vra, maar mens kry baie verskillende kerke. Daar was baie verskillende kerke genoem in die skrif. Party voorwerpe was van hout, klei, goud, silwer, brons, steen, yster, koper, ivoor en graniet gemaak. Hulle was gebruik om kos, olie, as speserye, kosbare olies of salf, asook verskeie ander goed te gebruik. In die koninkryk van God is daar ook verskillende tipe voorwerpe of mense. Soos dat ons die verskillende kleinheid nog gaan kyk, moet ons dan die vraag vra, wat se tipe kerk is ek nou? 2 Timoteus 2 vers 20 tot 21 sê vir ons, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en aardewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus daarvan neergereinig, sal het voorwerp tot eer wees, geheilig en werkvol vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Kom ons kyk dan na hierdie verskillende tipe kerke. Ons eerste kerk vanoggend is 'n uitgekiesde kerk. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitgekies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Elke kind van God is 'n uitverkore kerk. Daar is 'n groot verskeidenheid uitverkore kerke in God se koninkryk. Elkeen van ons het ook 'n ander doel. Sommige mense is daar 'n pragtige vaas, waar buite, waar almal hulle kan sien. Ander mag nog rolle hê wat onverduidelik kan, want niemand is skynbaar dieselfde nie. Maak nie saak watter rol ons het nie. Ons sien steeds 'n betekenisvolle plek van die Here se koninkryk. Elke nuwe persoon het 'n belangrike rol om te vervul. En soms is dit maklik om na ander mense te kyk en te dink hulle doen dalk 'n meer belangrike funksie as wat ek of ek kan doen. Baie kere is dit die minder belangrike persone wat die belangrike rol speel. Jy mag ook dink dat jy nie 'n groot bydrae tot die Here se werk het nie, maar elkeen van ons het 'n unieke rol om te vervul. So, ons kry 'n vergelyking vanoggend en ons sê as ek vandag besluit om die suiker in die melkbeker te gooi en die melk in die suikerpot, sal dit moeilik wees om die melk in my beker te gooi. En dis presies so wanneer ons probeer om 'n ander persoon se roeping vol te staan wat nie vir ons bedoel is nie. En wanneer ons onsself met ander vergelyk, dan reflekteer ons dit op aan geloof. Ons sê ook in 'n mate vir God dat hy geweet het wat hy gedoen het toe hy ons gemaak het nie. Die Bybel waarsku ons ook om onsself met ander te vergelyk nie, dat dit onwys is. Ons moet nie probeer om die rol van 'n ander persoon te probeer vervul nie. God het ons almal hier op die aarde geplaas vir 'n spesifieke tyd en vir 'n spesifieke rede. 2 Korintiërs 10 vers 12 sê vir ons, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat homself aanbeveel, maar omdat hulle hom met homself weet en met homself vergelyk, is hulle onverstandig. Dan ons tweede kerk wat ons kry is 'n geheiligde kerk of ons is afgesonder. Daar was 'n verskeidenheid van voorwerpe en bakke in die tempel gewees. Elkeen van hierdie voorwerpe en bakke het een ding in gemeen. Hulle was elkeen geheilig en uitgekies om eenkant gesit te word vir die werk van die Here. Josua 6 vers 19 lees ons, maar al die silwer en die goud en die koper en die yster voorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom.
Wanneer ons tot bekering kom, word ons geheilig deur Christus. Ons moet daagliks bid vir heiligmaking. Ons moet egter 'n keuse maak of ons toegewy aan die Here is en vir hom gebruik kan word om sy wil te kan doen en sal lewe. Dis praktiese heiligmaking. Omdat ons steeds 'n gevalle sondige natuur het, moet ons daagliks besluit neem en God vra om ons te heilig, af te sonder en te help om ons lewens heilig te doen. Ons derde kruik is dan 'n vuile kruik. Die verhouding verteenwoordig 'n lewe wat gekenmerk word deur sonde. Om 'n liefde sonde in ons lewens te huisves, keer dat ons God kan verheerlik. Watter sonde moes jy ook in jou lewe? Miskien is dit die sonde van bekommernis, skinderplaatjies, 'n kritiese gees, trots of jaloesie. As ons wil hê dat die Here in en deur ons moet werk, moet ons bereid wees om sonde te versaak. Die skoonmaakproses is nie altyd aangemoed nie, maar dit is 'n noodsaklike proses. God beloof as ons ons sondes bely, hy is ons vergewe en ons harte sal regmaak. 1 Johannes 5:9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons vierde kruik is 'n gekraakte kruik. Die Bybel verwys na vroue as die swakker vat. Dit ons dink ons hier aan die fisiese sin, maar dit kan ook na die emosionele aspekte verwys. Met 'n meer sensitiewe aard is daar 'n groot neiging om kraakte in ons vaart te ervaar. Ons laat kraakte in ons lewens toe, wanneer ons toelaat dat bitterheid en onvergewensgesindheid deur ons hart is sykel. Dit is maklik om bitterheid te laat insluit, wanneer iemand iets kwetsend doen ons sien. Ons sal dalk nie dadelik die kraak in ons hart raak sien, maar dit sal vinnig versprei in ons lewens vernietig, as ons dit nie hanteer nie. Bitterheid sal altyd meer skade aan die oortreding veroorsaak. Dit ons loop die vyand Christene uit, om 'n onvergewensgesinde gees te koester, 'n baie algemene simptoom in dit daar onder Godse kinders. Sulke bitterheid en vyandvinding en vyandskap dien 'n mens se geestelike lewe 'n ernstige knauw toe. Wanneer ons bitterheid koester, verniet ons die Heilige Gees deur ons werk, soos hy wil. Die bitterheid in ons harte met vergifnis te ontvang, sal ons kragtig genees en ons stilstel en bruikbare voorwerpe in Godse diens te kan wees. Hebreërs 12:15 sê vir ons, en pas op dat niemand in die genade van God verag neem, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus vermaak en baie leedweer besoedel sal word nie. Dan kry ons vyfde kruik, 'n gebreekte kruik. In 2 Korintiërs het die apostel Paulus mense die kruike vergelyk. Hy geïmpliseer dat ons net 'n voortyd, iets broos, minderwaardig, verbruikbaar, lichtgewoon en maklik gekap, gekraak en gebreek kan word, en dat ons net tydelik van aard is. Geen enkele kraak aan so 'n pot is genoeg om dit te vernietig. Net so kan ons dit een bol vernietig word. Het jy op een plek in die lewe gekom, waar omstandighede net opwerp en jy voel jy gaan breek. Miskien wil jy kind van Here af, miskien het jy siekte ervaar van dood van 'n nabye geliefde. Dit lyk asof probleme altyd op die voorkant kom. God se doen net alles om ons aan die einde van ons eie af te bring. Soms gee vir ons die dinge wat ons voel ons nie kan hanteer nie, want dan het ons met heeltemal en alleen van hom afhanklik is. Hy het soms dinge gebruik om ons te bring by die leerpunt en terug na hom te kan keer. Hans Houwenaar het gesê, God gebruik stikkende goed. Dit neem gebreekte grond om 'n oester te besluit, gebreekte wolke om reën te kan gee, gebreekte grond om brood te gee, gebreekte dood om krag te kan gee. Die gebreekte albastelfles wat parfum voortbring. Dit is Petrus wat bitterlik hou, wat 'n groter krag as ooit terugkeer. Regtig Dawid se lewe het hy deur verskillende en pynlike beproewinge gegaan. En in Psalm 33 skryf hy van die gebroke. Psalm 33 vers 9-16. En my nie oorgewewe het in die hand van die vyand nie, het my voete op vrye grond
daar staan. Wees my genadig, Here, want ek is vernijd, van verdriet het ek oormaak geword, my siel en my liggaam. Want my lewe kwam weg van koring en my rade van gesig, my kraag stryd word deur my ongerechtigheid en my gedeelte deel uit. Want by al my streefstonders het ek 'n voorwerp van smaak geword, jou grootheid vir my diere en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes. Die wat op my staat sien, vlug weg van my af. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie, ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. En ek het die skindertol van waar geword, skrik rondom, terwyl hy so nood uit in my, hy is van plan om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, o God. O Here, ek sê, U is my God. My tye is in die hand, met my eie hand, en my vyande en van my vervolgers. Dan ons sêste kruid wat ons kry, is 'n geluste lewe kruid. Here, los ons toe dat die proewe ons lewens losvind om ons te salwe. Sy wil is nie een van neerlaag nie, maar van herstel. Hy wil die stukkende stukke van ons lewens neem. En hy weer in mekaar sit en iets nog mooier van ons lewens maak. Spreuke 25:4. Verwyder jy die skyn en die sonde, en dan sal dit vir sonder snood 'n voorwerp uitkom. In Markus 3 lees ons die verhaal van die man met die verbolde hand. Jesus het vir hom gesê, steek jou hand uit en hy het uitgesteek en sy hand het herstel soos eindelik. Jesus het genees en herstel vir die man gebring, terwyl hy hier op aarde was. Dieselfde manier verleer hy om genesing en herstel wat ons lewens te bring. God begeer om ons te gebruik en voor te berei vir elke goeie werk. Alles wat die Here in ons lewens aan doen, verander ons om in sy beeld gevormd te word. Hoe meer ons soos Christus word, hoe meer kan ons God deur ons werk. Hoe intenser die veranderingsproses is, hoe mooier word die persoon se karakter. Dan ons laaste kruid vanoggend is 'n gevulde kruid. Efesiërs 5:18. Moenie dom word van wyn nie. Daarin is ons wandigheid, maar word in die Gees vervul. Sodra Christus ons herstel en ons lewens rein en heilig gemaak het, verlang hy daarna om ons te vul. Wanneer ons met die Heilige Gees vervul is, sal die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar wees. Hierdie vrug sal sigbaar wees in die lewe van die gelowige, wat 'n geheiligde of 'n afgesonderde lewe lei. Galasiërs 5:23 lees ons, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wanneer 'n kruid aan dit blootgestel word, sal sy karakter tentoongestel word. Wanneer ons met die laste en die lyding van die wêreld te doen kry, sal ons ware geestelike karakter openbaar word. Die primêre sleutel om in die Gees vervul te word, is om in die teenwoordigheid van Christus te bly. Dan wil ek afsluit vanoggend met 'n storie wat ek gelees het, van 'n ouer dame wat in 'n primitiewe plek gebly het. Nou hierdie dame het altyd met 'n lang stok op haar skouers geloop, die een kyk wat jol was en die kyk wat kronke ingehaal het. En sy het elke dag gaan water haal vir die versinigheid in haar huis. En soos wat sy geloop het, die een kyk 'n volle vrag water gekry gedra, die ander een het enkel water tot die huis gebring. Maar hierdie dame het aan die plan gedink, en sy het, waar die gebreke kruik was, het sy bome saadjies gesaai. En elke dag soos wat sy verby geloop het, het hierdie gekraakte kruik die bometjies uitgemaak. En hy het gegroei mooiste bometuin voortgebring. So is ons ook, ons mag ook gebrek en ons mag ook vraag in ons lewens het. Maar die Here kan ons gebruik, net soos wat ons is. En daarom vra hy ook dat ons ook soos hierdie bome vreugde en hierdie vrouwse lewe na huis gebring het, dat ons ook so, deur hierdie kraak wat ons het, ook mense mag God toe sal lei en vir 'n bom in die lewe sal gee. En dan, Efesiërs 2:10 sê vir ons, onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nie gemaak het, omdat ons Christus Jesus sin is. Hy het gedoen, sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lank op besluit het, ons moet leef. So mag ons onsself in vanoggend oorgee aan hom, sodat ons kan vorm om hierdie
ons tyd in die oor gedoen. Dankie Here dat ons ten spyte van ons gevoelde U werk kan doen. Maar wil ek gee dat ons ware bekering sal ontgaan, sodat ons ook die ware U aan die mense sal voorstel. Al het ons ook baie dinge wat ons nog voel dat nog gereg is, en gee dat ons sal gereed maak, sodat ons gereed sal wees in ons gehoor.